Nou vriende, is al reeds die 14de boodskapie wat ek met u hanteer oor die baie belangrike gedagte van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Ons het Kolossense 3 vers 3 in verband gebring met Matteus 16, waar die Here sê dat as iemand agter hom wil aankom, moet hy homself sterwe, sy kruis opneem en Jesus volg, en ook wat die apostel Paulus in Kolossense 3 vers 3 sê, dat ons het gesterwe en ons lewe is nou saam met Christus verborge in God. Die belangrike ooreenkoms dat iemand wat bely hulle behoort aan die Here, iemand wat tot bekering gekom het, iemand wat weergebore is iemand wat sê, nie meer ek nie, maar Christus voortaan as koning in my lewe. Vriende, dit beteken dat ons sekere sondes in ons lewe moet identifiseer, dat ons hierdie sondes aan die voete van die kruis sal kom neerlê, sodat ons reiniging en vergifnis by die Here sal ontvang. U sal onthou, ons het bietjie gepraat oor die gedagte, dat ons sekere dinge in ons lewe moet doodmaak. Dit was dinge gewees soos hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, en ons het gister bietjie gekyk na die gedagte, dinge wat ons moet aflê. Ek het vir u gesê, die woordjie aflê, dui maar daarop dat ons, soos 'n mens 'n ou vuil kledingstuk uittrek, dat ons ook hierdie goed moet uittrek. Ons slaam moet raak daarvan, 'n reiniging moet kry daarvan, sodat ons vir die Here kan lewe. Gister het ons gekyk na die gedagte van lê af toorn. Hierdie toorn is om dinge in die verstand en hart te koester of te bewaar, met die doel om ook dan later wraak te neem. Daarom het ek vir u gesê, dis belangrik volgens Efesiërs 4 vers 31 en 32 om hierdie toorn dan af te lê, te verwyder van my, dit een kant te skuif sodat dit nie my lewe sal vernietig nie. Maar jy sal onthou, ek het vir u gesê dat die logiese uitvloeisel van toorn is woede. Dis die logiese uitvloeisel. As jy nie deel met die een sonde nie, dan kom daar 'n volgende sonde by. Daar is 'n spreekwoord wat sê sonde baar sonde. Sonde bly nooit alleen nie. Sonde word altyd meer. As jy met die een sonde begin, word dit 'n tweede en 'n derde, en later draai jy jouself so vas in sonde, dat jy op 'n stadium vir jouself die vraag afvra, hoe het ek hier gekom? Ek kan dink aan hoeveel gevalle in my bediening, van mense wat begin peter het met klein sondetjies, en nie gedeel het met sonde in hulle lewe nie, en nie ontslaag geraak het daarvan nie, en later het dit vernietigend ingewerk op hulle lewens. En vriende, een van die dinge waarmee ons almal sukkel, is die gedagte van toorn en woede. Nou kom ons gou by die gedagte van woede uit. Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle ook alles aflê, naamlik toorn en woede. Nou die gedagte van woede, of die Griekse woordjie, is die woordjie thumos, en dui op 'n uitbarsting as uitvloeisel van toorn. Die mooi gehoor? Die Bybel sê ons moet woede uittrek, ons moet ontslae raak daarvan. Want as ons nie toorn hanteer nie, gaan woede die direkte uitvloeisel wees en dit gaan skade bring. Woede, vriende, bring skade aan my getuienis, dit bring skade aan my vrymoedigheid teenoor God en ander, dit beïnvloed my gebedslewe en my stilte tye, dit beïnvloed my verhouding met my huismense en ander, dit wek vrees op by die wat aanskou wanneer ek by woede uitbarstings uitkom. U sien, toorn en woede word dikwels beskou as relatief klein sondes in vergelyking met goed soos dronkenskap en hoerery en des meer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek dink die skade wat woede bring in huise, in kerke en in die samelewing is net so ingrypend en verrykend as hierdie ander ewels waarvan ons gepraat het, soos dronkenskap, hoerery, homoseksualisme en dies meer. Daarom, vriende, kan ons maar in hierdie gedagte van woede baie duidelik sien dat die vernietigingswerk net so groot is en die gevolge daarvan net so ingrypend is as die ander sondes. Daarom sê die Bybel vir ons, lê woede af. Hoor wat gebeur in die skrif daar in Markus 3 en in Markus 9. In Markus 3 vers 17 lees ons, en verder, dis nou die disippels wat die Here na hom toe geroep het, kry ons die name van Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus, en hulle het die bynaam gehad Boanerges. En Jesus het hierdie bynaam vir hulle gegee, en dit is seuns van die donder. En ag vriende, as ons kyk na hierdie mense se lewe, dan sien ons hoe woede deel van hulle lewe was.
Daar was altyd die stryd tussen die Jode en die Samaritane, en op 'n stadium toe wou Jesus deur Samaria gaan en die Samaritaan het hom toegang geweier, en hoor gou die uitbarsting wat in Johannes en Jakobus se lewe na vore kom. Lukas 9:53. En hulle het hom nie ontvang nie, dis die Samaritane. Wou nie Jesus ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Kan u glo, volgelinge van Jesus, disippels van Jesus, hulle sou hierdie hele stad met vuur wou verwoes, net omdat hulle vir Jesus nie toegang deur hulle stad wou gee nie. Kan jy agterkom wat woede se uitwerking is? As 'n mens met hierdie woede in jou lewe sit, jy sal selfs wens dat mense moet sterwe vir 'n geringe ding, soos die toegang wat hulle Jesus hier geweier het. Jesus draai om en hy bestraf hulle en hy sê vir hulle, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense lewe te verderf nie, maar om te red. Wat is hier die probleem, vriende? Hierdie twee disippels se haat vir die Samaritane het 'n hoogtepunt bereik, soveel sodat hulle almal wou doodmaak met vuur. U sien, opgeboude toren teen iets of iemand het altyd gevolge. Hierdie diep verskulde en sondige gedagtes van hulle het na vore gekom en Jesus kon dit bestraf en korrigeer. U sien, as kinders van die Here is ons van 'n ander gees. Ons sal nie optree soos die wêreld nie. Ons sal altyd optree teenoor dit wat die wêreld as reg en as geregverdig sien. Daarom is dit belangrik dat ons toren sal laat vaar. Nou, u kan miskien vir my vra, is daar iets soos geoorloofde toren of woede? En as daar so iets is, wat is dit? En ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor, dat ons met veiligheid kan sê, daar is geoorloofde toren, maar nooit geoorloofde woede nie. En kom ek probeer vir u die vraag beantwoord, deur vir u uit die Bybel dit te illustreer. Markus 3 vers 1 sê, en Jesus het weer in die sinagoge gegaan, en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en hulle het hom in die oog gehou, of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla. En hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. Daarom sê hy vir hulle, is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stil gebly, en nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, en tergelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle harte, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond, soos die ander een. U sien, die gedagte is baie duidelik, dat die toorn van Jesus hier geregverdig was. Maar u moet onthou, u en ek is nie Christus nie. Ons het bedrieglike harte. Ons harte is sondig. Somtyds regverdig ons die toorn wat ons in ons lewens het, en dit is eintlik nie regverdiglik nie. Ons kan nie dit regverdig nie, sê eerder so. Daarom kom Efesiërs 4 vers 26 en 27, hy sê, word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. U sien wat baie belangrik is, vriende, ons moet versigtig wees. Pas op om toornig te word. Het u saam met my gelees? Word toornig en moenie sondig nie. Ons moet baie versigtig wees. Ons hart is so bedrieglik, dat ons dikwels toorn sal toelaat en dan sonde sal doen en onsself sal regverdig deur te sê, maar ek dink dis geoorloof, want hierdie en hierdie ding het gebeur. Daarom wil ek vir u vra, dat u sal sien, dat toornigheid altyd gepaard gaan met die gedagte wanneer Christus se saak en Christus se naam skade ly. Ek word soms toornig as ek kyk na hierdie televisiepredikers wat vir mense lieg, wat vir hulle kwansies genesing aanbied en vir hulle sê deur Jesus se wonde is daar vir hulle genesing, wat vir hulle rykdom beloof, wat vir hulle welvaart beloof, wat onder die vaandel van Christendom vir mense lieg en bedrieg. Dit maak my soms toornig. Wat doen ek? Ek waarsku my kudde teen dit, en dan gaan op ek my knieë en dan bid ek dat die Here hierdie siele, hierdie bose mense sal red van hulle misleiding en verleiding, en dat hulle mense nie verder op 'n dwaalweg dan sal stuur nie. Daarom is dit belangrik dat ek nie myself sal regverdig en dan toornig sal word oor eie belang nie, maar dit altyd gepaard sal gaan met dinge waaroor ek toornig word, waar mense mislei word deur dwaling en deur valse leringe
en dan ook so van God af weggedryf word. U sien, Jesus was die enigste sondelose een wat die perfekte balans tentoon kon stel, ook as dit kom by hierdie saak van toorn. Jy en ek het 'n bedrieglike hart, daarom moet ons baie versigtig wees. Wanneer ons kyk na die Here Jesus daar in die tempel, sien ons in Matteus 21, hoe Jesus dan ook die duiweverkopers en die geldwisselaars uit die tempel uit weggejaag het. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Sien u? Hier was geen sprake van eie belang of eie gewin of selfgesentreerdheid of sondigheid nie. Ons sien absoluut die ywer van 'n sondelose God, wat mense op hulle verkeerdheid en boosheid wou wys, in vergeleke met die heiligheid van God. Mense wat die tempel gebruik het vir 'n besigheidsplek, en die Here jaag hulle uit en hy sê, my Vader se huis moet 'n huis van gebed wees. So wat is die kort en die lank van die saak, vriende? Dat u en ek werklik vir die Here sal vra, dat ons wysheid sal hê. Die apostel Paulus gee vir ons 'n mooi voorbeeld, daar in Handelinge 17:16, neergepen deur die man Lukas, wat ook die boek Handelinge geskryf het. Die Bybel sê, terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. As jy kyk na Paulus se lewe, was hy geslaan, hy was in tronke gegooi, en Paulus het nooit homself probeer laat geld nie, maar toe dit kom by die afgodediens, toe dit kom by die saak van die Here wat skade ly, toe kom daar 'n opstandigheid in sy hart, en wat doen hy? Hy preek vir hierdie mense, hy gee vir hulle die evangelie, hy gee vir hulle hierdie waarheid, dat Christus hulle ook wil vrymaak van afgodediens. Daarom die belangrikheid, as die Here sê, lê af woede, dan moet ons altyd ondersoek instel of ons woede nie sondig van aard is nie. En as ons woede sondig van aard is, bely dit onmiddellik voordat jou lewe sal vernietig. Voordat dit ander mense se lewe sal vernietig. Daarom kry klaar met woede in jou lewe. Vriende, mag die Here vir ons seën, mag hy vir ons wysheid gee daarin, en mag ons hartgrondig deel met hierdie saak, en mag ons ook ons lewe in balans bring met dit wat die Here vir ons in sy woord sê. Groete vir u, mooi dag verder, tada.